Goeiemôre, good morning, hallo dames. Hallo Pieter, die lied in die hart het ek gemis. Goeiemôre, good morning julle. Goeiemôre. Ek is terug en natuurlik het ek vir ons 'n interessante feit. Aha. Ek het vandag vir ons ietsie lekker gebring, aangesien dit World Nutella Day is. Oh, lovely. Terwyl Dit ek is en vir my 'n hoogtepunt, wil ek net gou sê. Dit Regtig? is vir my 'n hoogtepunt. Ek is een van daai mense wat 'n botteltjie Nutella in my koskas het en kort met 'n lepeltjie gaan Ja, Dit skep. so proe. dit hou nie lank in my huis nie. En Nee. dit is nie my kinders nie. So Elsa gaan ons vertel waarna ons vandag kan uitsien in die program, terwyl ek en Pieter oor die eerste happie Nutella koekie gaan beklei. Een Ek vir jou, voel twee dis vir bietjie my. onregverdig, maar nou ja, ek sal maar inhaal later. Vertel vir ons, Ek weet vertel jy sal vir daarom nie van my vergeet nie. Goed. Nee. So in vandag se program, die minister van Binnelandse Sake gesels oor die spertyd van die groen ID-boekies wat binnekort verval. Ons vind uit hoe 'n man vir 'n Valentynsdate moet aantrek. Gesels met 'n paar bekendes en hulle dierekinders by die veearts van alle plekke. Vind meer uit oor die nuwe potgooi kwartlemoene wat oor sportouerskap gaan. Ek dink dit gaan baie interessant wees. En Tino deel 'n nuwe enkelsnit. Yay! Yes. Dit is nie te lekker. Ek ruik Is dit nasionale of wêreld Nutella? Wêreld Nutella dag. Nutella dag. Nou maar ek gaan daai happie bære. Julle kan nou maar Gaan jy, verder ek gaan kou nie- want kyk ek gaan ek het nou niks bære gesels nie. en praat Ja. oor ons eerste storie. Ek meen obviously het julle ook al seker gehoor van die app wat nou weer raai van waar af? Van China afkom en waar die wêreld behoorlik gons, veral onder die jong mense wat alleen woon. Wat maak hierdie app? Ja, die toepassing se naam is Are You Dead? En die idee is eenvoudig. Jy moet elke dag of minstens elke tweede dag op 'n lekker groot knoppie druk om te bevestig dat jy daarom nog lewe. As jy dit nie doen nie, dan stel die app jou aangewese noodkontak in kennis dat iets moontlik verkeerd is. Hoewel die toepassing reeds verlede jaar bekend gestel is, het dit eers onlangs skielik baie gewild geraak en is dit nou die mees afgelaaide betaalde toepassing in China. Volgens navorsing kan daar teen 2030 tot 200 miljoen enkelpersoon huishoudings in China wees. Hierdie app teiken juis die mense wat gewoonlik jong werkers, studente, introverte soos ek en selfs mense wat met depressie of isolasie worstel is. 'n Man van Beijing sê hy het die app afgelaai omdat hy ver van sy familie af werk en bang is dat sou iets met hom gebeur, niemand dit betyds sal weet nie. Nie almal is egter gelukkig met die naam nie. Sommige sê dit bring slegte geluk, terwyl ander wil hê dat dit eerder iets soos is jy okay moet wees. Die maatskappy wat verantwoordelik is vir hierdie toepassing sê hulle oorweeg wel 'n naamsverandering, maar erken ook dat die skokkende titel deel van die sukses is. Die toepassing kos minder as R20 om af te laai en is reeds gewild in lande soos Amerika, Australië en Singapore, waarskynlik onder Chinese mense wat oor see woon. Ontwikkelaars sê hulle oorweeg dit ook nou om 'n weergawe vir bejaardes te ontwikkel, veral in 'n land waar meer as 1/5 van die bevolking ouer as 60 is. Beteken dit ons het 'n bejaarde of twee in ons midde? Nee, sê maar net. Nou, volgens Elsa sit ek en jy, Pieter. Is dit ons twee? Ja, ag nee wat. Maar interessante app en ek moet sê ek hou van die gedagte van die app. Veral wanneer dit by die bejaardes kom. Ek het nog nie gedink die oorweging was vir die jonger mense, maar by bejaardes, want hoeveel keer het ons nie al gehoor, niemand hoor vir mense van 2 of 3 of soveel dae nie, en dan kom hulle daar, dan die persoon maar ongelukkig oorlede. En kon nooit iemand uitkom nie. I'm really glad that you brought up the name of the app because I think it is a bit extreme, but if it weren't so extreme, we wouldn't be talking about it. Not And at all. they are absolutely right with that. The name is kind of part of the shock value. And people are like, oh, there's an app called Are You Dead? Let me go and look it up. Oh, this is what it does. It's actually almost like a wellness check in your phone. You know, like in the States, people go, Natuurlijk. oh, we got a wellness Wellness. check. We haven't heard from you for 2 or 3 days. This is that without the cops having to come to your house. Ja. En ek dink dit plaas op net die fokus op die feit dat 'n mens gereeld by jou vriende en jou geliefdes moet inloer. Ek was so bevoorreg geweest dat 'n vriendin gisterand nog laat by my ingeloer het om seker te maak, jy weet, dit gaan goed en die smeer lekker gesels. So ek dink 'n mens moet werklik waar aandag daaraan gee, want ek dink in 'n tyd soos hierdie waar 'n mens gereeld te doen kry met geestesgesondheidskwessies, is dit belangrik sodat 'n toepassing nie nodig hoef te wees nie. Nie dat ek nou geld wil steel by iemand. Maar ek dink dit is 'n baie goeie punt dat ons
ons lewens het nou so vinnig begin word en alles is hastig en alles is teen so 'n vinnige pas that you actually you forget to check in on people. So that's why an app like this becomes necessary. You're right. Kan ek net die gedagte afsluit met, as ek lanklaas van iemand gehoor het, dan is my eerste vraag ook, soms is daar nog lewe in jou kraal, of, hoorie, gaan dit, lewe julle nog? En ek dink, dit is maar hoe hulle ook daaraan gedink het. Daai is die Afrikaanse weergawe, Pieter. Hier kom het nou, ek gaan hom registreer. Daar sy. Nutella, lekker, Ja. Jy kan nie nou proe nie, hoor. Ons volgende storie is vir my baie interessant. My kinders is mal oor dinosourusse. And a remarkable discovery right here in the Western Cape is rewriting what we know about dinosaurs in southern Africa. Scientists have uncovered new dinosaur tracks near Knysna, and the findings suggest that these ancient animals survived much longer in this part of the world than previously believed. The discovery was made earlier this year by a team of scientists who study fossil footprints during the fieldwork along the Western Cape coastline. What makes this so exciting is the age of the tracks. They are estimated to be around 132 million years old. And that makes them about 50 years younger than the famous dinosaur fossils found in the Karoo Basin, which for a long time were thought to mark the end of the dinosaur era in South Africa. Researchers believe the tracks were left by a mix of dinosaurs, including meat-eating theropods and plant-eating dinosaurs. Rather than jumping to conclusions about exactly which dinosaurs made the tracks, scientists have focused on confirming their age and geological context, and the conclusion is clear. Dinosaurs were still roaming the Knysna area much later than anyone expected. This discovery builds on another major breakthrough last year when a 140 million year old dinosaur track was found elsewhere along the Western Cape coastline. In other words, South Africa's dinosaur story may be far from complete, and the next big discovery could be hiding in plain sight along our coastline. Wow. Isn't this amazing? Beautiful. It's also kind of harks back to something that we are quite familiar with here in Gauteng, the cradle of humankind, that daai plek so oud is en dit is regtig 'n voorreg om te kan dink dit is waar ons bly, dit is ons plek hierdie en there's so many people and so much history that predates us. It makes me very excited. Baie opwindend en ek is net altyd heeltemal stom geslaan oor hoe hulle bepaal hoeveel jaar terug dit moes gewees het. Daar is dan maar baie huiswerk en baie navorsing wat daarin gaan. Maar nee, so nou en dan, ek weet nie of dit 'n Dinsdag of 'n Woensdag is of dalk 'n Donderdag en dan voel ek ook vir jou dinosouries van aard. Kyk, Weens ons die vroeë verstaan dit oggend al te opstaan. goed. Hoopelik so 'n bietjie trots Suid-Afrikaans ook na aanleiding van die storie. Baie dankie julle, maar ek gaan myself nou verskoon vir 'n heerlike koppie koffie as ek mag, want kyk eens, wêreld Nutella dag. Sal jy maar een vir my ook. Ag, ek sal vir jou los. Cheers. Nou ja, toe bly ingeskakel, want net hierna gesels Elsa met die minister van Binnelandse Sake oor die oorskakeling van groen ID-boekies na slim ID-kaarte. Solank die masjiene net werk om daai kaarte te druk, dan is ek in die ry. Ons gesels nou verder. Ja, okay, dit is die Nutella, die soetgiet, jammer minister.